Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend. Ek hoor 'n klomp van julle hoes, julle moet julle self oppas, né? Hierdie ou griepie, hierdie omtrek is nie speletjies nie, né? Goed, ek wil vanoggend 9 etes Hazel ekstra. Daar's nog net 5 oor. 5. So daar's net nog 5 etes oor wat ekstra is. So as iemand vergeet het en graag wil, daar's nog 5 etes oor, maar julle moet daar kom na die kerk nie. Nie in die kerk kyk nie, na die tyd. Goed. Ek gaan nou by die verjaarsdag kom. Ek wil daarom net so 'n oomblik stil staan hier by ons lysie van siekes. Christie, op die been aan die gang. Ja, ek is baie bly. Waar sit Jan Oberholzer? Ek het vir Jan gesien. Waar sit Jan? Hinkepik maar hier. Op Blankas het ek het baie bly, ja, dat dit met jou ook beter gaan. Dan wil ek daarom net sê, oom Lou Oberholzer se naam sal ons hier bysit. Dit gaan nie goed met oom Lou nie. En dan wil ek daarom net sê van Astrid Brits, wat nou 'n lang tyd op die lys was, sy is uiteindelik na 'n step-down toe, so ons hoop dat dit met haar beter gaan. Goed. Sê iemand iets van Koen Edder? Hy's geopereer maandag. Maandag geopereer. Ja, en ek het met die stel gister gepraat, maar ek kan nie onthou of hy by die huis. Ek dink hy is by die huis. Ek sal 'n bietjie opvolg, dan se baie bly daarby. Goed, broers en susters, dan die verjaarsdag. Dis 'n paar spesiales is by die porter vanoggend hier. Godfried het ek gesien, wat is dit ons? Jy wat net 1 keer in 4 jaar verjaar, nee. Ons moet jou geluk wens as ons 'n halwe kans kry. Godfried, baie hartlik geluk. Kry kaartjie ook. Kaartjie is jou nou. Ja. Nee, want ons deel jou nou in 4. Nee. Godfried vir een klein Godfried vir jou die 29ste Februarie. Hoe julle dit reg gekry het, weet net nie. Dis beautiful. Right, goed, dan wil ek gou sien, weet ek nog hier, Babs Pelser, ek het vir Babs gesien. Is enige iemand anderste wat hier is wat verjaar hierdie week? Koos, kan ek hom vertrou om sy stokkie vir hom? Okay, dankie. Stuur vir hom 'n foto, sê vir hom, ons het hom geluk gewens. Met groot liefde. Nog iemand anderster wat iewers in hierdie week verjaar? Ek moet vinnig kyk. Wie mis ek nou? Dit lyk vir my dit is almal wat vanoggend hier is. Goed, broers en susters, dan ek hierdie net neersit. Ons is vanoggend by die eerste lydingsweek, maar ons is in ontdek jou plek in week 3. En ek beloof dat ek teen hooplik Dinsdag al die papierwerk weer sal gereed hê, sodat almal dit kan vat. Ek weet maar net die van die wat dit graag in die hand wil hê, en dalk nie by die groep is nie, dit sal afgerol wees in die konsistorie, ek sal so vir 3, 4 en 5 vir die volgende geleentheid. En wat interessant is van hierdie is dat ons nou by die regte ontdekking uitkom, en dit is jou skepingsgawes en jou gawes en jou plek waar jy jou gawes kan gebruik. So kom ons kyk 'n bietjie daarna en ervaar 'n bietjie daarvan. Goed, ek dink daar's iets anders wat ek moes sê, ek het nou alles gesê wat ek wou sê. Enelet, baie hartlik welkom vanoggend aan jou. Baie dankie dat jy vanoggend hier saam met ons is. Kom ons word so vir 'n oomblik stil, broers en susters, en dan gaan ons aan met ons toetrede. En jy sal sien ons bly sit. In lydenstyd is ons maar tradisie dat ons bly sit tot aan die einde waar ons eers staan.
van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons leef in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons die sonde het, nie bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons bevestig dit, broers en susters, in die 245 daar vers 1 tot 3. Amen.
Ons buig vanoggend voor die Here in afwagting dat ons die woord gaan hoor. En dat daar die wonderlike ding met ons gebeur waar die woord met ons praat. Maar deur die woord, die Gees met ons handel. Sodat hierdie woord vir ons, hier waar ons op hierdie oomblik is, elkeen van ons, dat dit vir ons betekenis kry. Dat dit ons aanspreek in ons eie lewens. Dat dit die vrae wat ons het en die bekommernisse wat ons het wegneem. En in ons 'n stukkie vrede bring wat nie op aarde moontlik is nie. Maar alleen moontlik is omdat die Gees met ons handel. Ons sê vanoggend dankie Here dat ons weer ook kan kom aansit aan die tafel. Dat ons hierdie voorreg mag ervaar van 'n gemeenskap van gelowiges wat saamkom nederig en met heilige eerbied en ervaar dat U vir ons goed is. Dat U ons bedien met die lewe. Dat U ons vergewe en herstel en aan ons gee wat ons nodig het om kinders van U en dienaars van U te wees. Here, baie dankie dat ons hierdie vooruitsig het. En dat 'n mens kan ervaar dat U vir ons goed is. Here, dat U vir ons die pad oopsluit. Dat ons nie bang hoef te wees nie en dat vrees nie in ons lewens hoef te regeer nie. Want dit is U met U krag en U genade en U liefde wat in ons wêreld en in ons lewens inspreek. Here, ons dra vanoggend nie net ons gemeente nie, net ons gemeenskap nie, maar ons wêreld aan U op. En ons vra dat U vir ons sal lei, dat mense sal herontdek dat U ons God en ons Here is. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, in Romeine 12, die nuwe lewe in Christus. Nou gaan jy sien dat daar nie 'n korrelasie is in die teks wat jy voor jy het in die teks hier, nie? En ek moes altyd nou die kerkraad bely, verskoning. Die stemmetjie gaan nou. Dat die teks wat jy voor jy het is eintlik Romeine 8. En die teks wat op die bord is Romeine 12, dis die korrekte teks wat daarbo is. Maar die interessante ding is, en dis miskien waar ek te mekaar geraak het, dat Romeine 8 speel ook 'n rol in vanoggend se erediens en in die prediking. So dis dalk goed dat jy Romeine 8 se teks voor het en Romeine 12 se teks hierbo. Kom ons lees dan die eerste 8 verse van Romeine 12, die nuwe lewe in Christus. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons lees vanoggend so ver, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat luister na hierdie woord en gaan leef uit hierdie woord.
Ons staan op die eerste Lydingssondag. En die kursus wat ons mee besig is die 3de week. En dit is interessant hoe hierdie goed by mekaar uitkom. Lydingstyd is 'n baie besondere tyd in die lewe van die kerk en van 'n kerkgemeenskap. Dis 'n tyd, broers en susters, waarin ons vir 'n oomblik moet gaan stilstaan. Waar die Here vir ons hierdie klompie weke gee, sodat ons net so 'n bietjie kan gaan stilstaan en ons lewe bedink. Dat ons net vir 'n oomblik kan dink, hoe gaan dit met my in my verhouding met die Here? Leef ek naby aan hom? Dis 'n tyd vir afsonder en stil word. Dis 'n tyd waarin ons vir die Here gaan vra, Here, vergewe my. Bring my nader aan U. Gee dat ek opnuut weer tyd sal spandeer aan dit waarop dit werklik aankom. As ons kyk na wat Paulus vir ons hier sê, is sy vertrekpunt baie belangrik. Sy vertrekpunt is die genade van God. Sy vertrekpunt is die barmhartigheid van God, wat so ongekend en groot is. En broers en susters, dit is altyd ons vertrekpunt. Een gelowige se vertrekpunt is altyd die genade van die Here. Ons sê altyd vir mekaar, die Here praat eerste. Ons praat nooit eerste nie. As ons bid, is dit omdat ons eers luister en dan bid. As ons werk, dan vra ons eers vir die genade van God te verskoning. Een tweede beginsel waarop ons altyd moet fokus, is dat ons dankbaar moet wees. 'n Gelowige wat nie dankbaar is nie, is 'n gelowige wat baie ver weg staan van God. Is 'n gelowige wat vergeet het om nederig te wees. 'n Dankbare gelowige weet hy is afhanklik van God. Is nederig en leef langsaan sy medemens. Hierdie is Paulus se vertrekpunt as hy vir ons sê dat ons ons hele lewe oorgee aan God en aan sy genade. Paulus is baie deeglik bewus van die wêreld waarin sy mense leef. Dis 'n wêreld waarin afgode volop is, tempels volop is. Dis 'n wêreld waarin mense baie maklik hulle eie selfsugtige begeertes eers stel. Waarin dit gaan oor ek vra verskoning. Dis 'n wêreld waarin 'n mens baie maklik kon sien hoe die mens om eers te stel. Hoe dit gaan oor wat die mens wil hê. Wat die mense begeertes is. Hoe hulle probeer het om afgode te manipuleer, sodat hulle tot voordeel van daardie mens sal werk. Dis 'n soeke na oorheersing, en 'n soeke na my naam, wat oral geken moet word. Die heidene het vir hulle self afgode geskep in hierdie proses. Die Jode het gegaan en die wet belangriker gemaak as God. En dis in hierdie wêreld waar Paulus inpraat. En waar hy vir hulle sê, op grond van God se ontferming, wees nederig, wees dankbaar, gee jou hele lewe oor in diens van die Vader. En dis interessant genoeg, broers en susters, waar hoofstuk 8 inkom, waar Paulus die onderskeid maak tussen 'n lewe na die vlees en 'n lewe na die gees. En daar sê hy baie duidelik, 'n gelowige is iemand wat hierdie lewe van die vlees aflê en 'n lewe in die gees
begin lewe. En toelaat dat die Heilige Gees daardie mens begin lei in hierdie lewe in die Gees. Soos wat ek gepraat het vanoggend, broers en susters, sou hy sekerlik vir homself gesê het. Dit wat hy nou sê van Paulus se wêreld, geld vir ons wêreld ook. En dis baie waar. Was baie ooreenkomste tussen Paulus se wêreld en ons wêreld. Ons leef ook in 'n wêreld waar dit gaan oor selfbevrediging. Waar dit daaroor gaan dat mense hulle self eerste wil stel. Waar mense se grype na mag en rykdom en oorheersing soveel ander mense se lewens verwoes. Daar's 'n groot verskil tussen hulle wêreldbeeld en ons wêreldbeeld. Hoe hulle oor God gedink het en hoe hulle oor hulle eie wêreld gedink het en hoe ons daaroor dink. Maar die een ding wat absoluut dieselfde bly, is dat die mens op sy eie, die mens aan homself oorgelaat, is 'n verskriklike selfsugtige wese. Is 'n wese wat net op homself gerig is. Is 'n wese wat ander mense sal misbruik om bo uit te kom. Ander mense sal vernietig ter wille van rykdom en eer en mag en oorheersing en al die ander goed. Selfgerigte lewe. As ons aan onsself oorgelaat word, broers en susters, word ons die selfsugtigste goed op hierdie aarde. En dis teen hierdie selfsug en hierdie eie geregtigheid en hierdie ek verdien alles en almal anderster is daar om dit vir my te gee. Dis teen daardie wat ons die hardste moet beklei. Waarom dat Paulus se oproep vandag mense so hard tref. Hy sê vir ons, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. In hierdie oproep van Paulus is daar 'n baie doelbewuste keuse. 'n Keuse om so 'n bietjie uit my eie pad uit te kom. En so 'n bietjie my eie belangrikheid af te lê. En nederig en afhanklik na God toe te gaan en te sê, Here, U het vir my lewe gegee. U gee vir my alles in hierdie wêreld. U stel selfs U Heilige Gees beskikbaar, sodat ek in sy teenwoordigheid mag leef. Gee dat ek my hele lewe vir U gee en in diens van U gaan staan. Maar voor ons hierdie keuse, broers en susters, heel hartig kan maak, voordat jy jou lewe so vir die Here kan gee, is daar iets wat vooraf moet gebeur. Iets wat in lydenstyd weer vir ons baie belangrik word. En dit is 'n stukkie selfondersoek. Dis om 'n slag jouself in die spieël te gaan kyk en eerlik te wees oor wie jy is en waarmee jy hier op aarde besig is. Dis 'n stukkie geloofsopname. Dis om te gaan kyk waar ek is en wat dit gaan beteken as ek myself oorgee aan God as 'n offer, as my hele lewe aan die Here behoort. En ek wil vanoggend net so 'n bietjie daarby stil staan. Want voordat ons by hierdie heel hartige offer kan uitkom, broers en susters, is daar so 'n moeilike stukkie van die proses waardeur ons weer moet gaan. Waardeur ons opreg en eerlik moet gaan in hierdie selfondersoek. En dit is om toe te laat dat die Here dit in jou lewe herstel wat herstel nodig het. Dit is om die Heilige Gees toe te laat om my hele menswees te kan kom belig en te kyk na alles wat ek is en waarmee ek besig is. En dit beteken jou hart en jou denke. Dit beteken jou emosies. Dit beteken jou menswees in totaal. Dit beteken ook jou verhoudinge
met ander mense, natuurlik jou verhouding met God, maar ook met sy skepping. En daardie selfondersoek maak ons bang. Daardie oopstel vir die Heilige Gees maak ons bang. Ek moet bereid wees om my wonde en my seer en my vrese en die donker hoekies in my hart oop te maak, sodat die Here se lig daarop kan val. Ek moet bereid wees om die Heilige Gees in te nooi en te sê, Here, help my om heel te word. Help my om dit agter te laat wat agter my is. Help my om hierdie wonde te genees wat nog altyd net hier lê. Help my om die seer uit te vee uit my lewe uit. Help my om te leer uit my foute uit. Help my om te vergewe hulle wat ek moet vergewe. Help my, Here, om my lewe te herbou soos wat U wil hê ek moet doen. En soms, broers en susters, is dit nie net 'n gesprek wat jy en die Here kan hê nie. Soms op grond van dit wat die Here vir jou uitwys, het jy ook ander hulp nodig. Moet jy gaan vra dat iemand jou help om ontslae te raak van hierdie seer en hierdie bagasie en hierdie goed waarmee ons tog so saam leef, wat ons eintlik in boeye vasbind en veroorsaak dat ons nie vry is om voluit te lewe nie. Ek het so 'n mooi voorbeeld raak gelees wat ek vanoggend met u wil deel. Dis 'n man wat skryf en hy skryf oor sy diepste worsteling as gelowige. Hy sê van jongs af was hy deel van die kerk. Baie vinnig het hy 'n diaken geword in die kerk en hy is voluit betrokke in sy gemeente en hy dien so ver as wat hy kan. Maar baie kere het dit vir hom gevoel asof hy sy aandag iewerster verloor. Asof hy nie gefokus kry op dit wat belangrik is nie. Hy sê sy Bybel lees, dan dwaal sy gedagtes. As hy bid, dan bly hy nie by dit waarmee hy besig is nie. As hy take vervul, dan is hy vinnig iewers anders en nie daar waar hy moet wees nie. En hy sê in die hele proses sukkel hy om te ervaar dat hy groei as 'n gelowige. Dat hy dieper insig kry, dat hy voel dat hy meer verstaan van dit wat hier aan die gebeur is. En hy worstel daarmee. Hy worstel met die feit dat dit vir hom voel asof sy volle aandag net nooit by dit is waarmee hy besig is. En so het hy gaan hulp vra. En dan ongelukkig was die antwoorde elke keer, maar jy moet net harder bid. En jy moet net meer fokus. En jy moet net harder glo. Elke keer kry hy hierdie antwoorde en iets in hom sê vir hom, maar dit is nie die antwoord nie. Ja, 'n mens moet meer bid. En jy moet vra vir meer geloof. Maar dit los nie sy worsteling op nie. En toe eendag sit hy by die skool en hy luister hoe kundiges vir 'n klomp ouers vertel dat hulle kinders met ADHD gediagnoseer is. En dan al die hele diagnose en wat die skool en hulle daaraan kan doen. En hy sê, daar gaan vir hom 'n lig op. Want dit voel vir hom asof hulle van hom praat. En vir die eerste keer in sy lewe verstaan hy dat sy brein werk anderster as ander ouens se. En hy sê, hy kyk homself in die spieël en hy besef maar, die Here het hom nog nooit gelos nie. Die Here weet presies wie hy is. Die Here verstaan wie hy is en hoekom hy so worstel met sekere goed. En dit het hom bevry. Die besef dat die Here hom aanneem in geloof en in genade en hom liefhet net soos wat hy is en dat hy goed genoeg is, al sukkel hy met hierdie goed, was vir hom die bevryding wat hy nodig gehad het. En hy kon verstaan dat hy homself, soos wat hy is, vir die Here kon gee. En hy kon sy dienswerk verder doen met die nuwe besef, met die insig dat dit nie altyd vir hom moontlik is om te fokus waar hy moet nie. En dat ander mense dit ook van hom moet verstaan. Maar broers en susters, wanneer ek bereid is om myself so oop te stel en om te besef dat ek
ook gebreke het. Dat ek ook 'n klomp worsteling het. Dat ek ook goed het wat nie so maklik in mekaar pas nie. En ons laat toe dat die Heilige Gees vir ons net weer die genade van die Here wys. En die woorde van die Here wat sê, ek vat jou net soos jy is. Met alles wat jy saam met jou bring. En ek kies om jou te herstel, sodat jy weet dat jy my kind is in genade. Dis mos bevryding. Dis mos waar 'n mens jouself kan oorgee aan die Here en aan sy diens. Waar jy voor die Here kan buig en afhanklik van hom alleen kan leef. Ek moet net bereid wees om 'n slag uit myself uit te klim. Om weg te stap van my eie eer en selfsug en my trots. En om 'n slag net te wees wie ek is voor die Here. En te weet dat hy my aanneem en dat hy my liefhet en dat hy my sal herstel. Broers en susters, die een ding wat ons weet van die Here en van sy Gees, is dat hy nie instorm en kom regruk nie. Hy staan en klop by die deur. En hy verwag van ons om die deur oop te maak en hom in te nooi. Hy gaan nie skree nie, hy gaan nie beklei nie. Hy gaan baie keer fluister in jou lewe. Maar dat hy by die deur staan en dat hy klop en vir jou hierdie lewe wil gee en jou wil uitnooi om jou lewe vir hom te gee, dit is die absolute waarheid. En as dit die enigste ding is wat ons doen in hierdie lydenstyd, dan is dit om te leer om hierdie deur oop te maak en toe te laat dat die Here jou herstel en heel maak. Ander belangrike konsep wat Paulus hier inbou en wat deesdae vir my 'n belangrike konsep word, is dat Paulus 'n gelowige en 'n gemeente altyd aan mekaar verbind. Die twee is vir hom onlosmaaklik verbonde. Ons is deel van een liggaam en dis Christus se liggaam waarvan hy die hoof is. En 'n geloofsgemeenskap soos ons deel in hierdie liggaam. En het ons deel om te doen. En ons moet besef dat ek as 'n individu, as 'n enkel gelowige, het 'n plek in 'n geloofsgemeenskap. Maar hierdie geloofsgemeenskap se doel is om saam te werk in diens van die Here. Dis die plek waar ons ontdek wie ons is en waarmee ons toegerus is en hoe ons inpas in God se koninkryk. Dis in 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar ondersteun, waar ons saam ontdek aan die insig wat ons nodig het om gelowiges te wees. Waar ons saam 'n pad loop deur die woord van God. En toelaat dat hierdie woord ons bemagtig en ons help en ons ondersteun. Dis die plek waar ons leer dat ons moet dankbaar wees en nederig wees en dat ons langs mekaar leef. En dit wat ons hier leer, broers en susters, en dit wat ons hier ontvang, daarmee stap ons by hierdie deure uit. En daarmee gaan leef ons in die week. Daar waar jy as enkel gelowige in die wêreld gaan leef, tussen 'n verskeidenheid van mense, en waar jy met allerlei dinge te doen kry. En die manier wat jy hierdie goed hanteer, en dit wat jy sê, en dit wat jy leef, 'n voorbeeld kan wees van wat 'n gelowige is, van wat 'n kind van God is. Dat daar waar ons beweeg, vat ons die lig van die Here saam. Vat ons sy woord saam. Vat ons sy genade en sy liefde saam met ons. En dit is uiteindelik die doel van 'n gemeente. Daar's baie mooi voorbeelde van wat 'n gemeente is. Die een wat ek nou die dag raakloop wat vir my so mooi is die van 'n volstasie. Jy ry nie by 'n volstasie in om die hele dag daar te bly nie. Jy ry by 'n volstasie in en jy gooi petrol of diesel in
pomp die bande, kyk na die water en die olie, maak seker die windskerm is skoon en jy is gereed. En jy ry daar uit om die pad te gaan ry. Lang pad, kort pad, maak nie saak nie. Dis wat ons as 'n gemeente moet wees, 'n plek waar ons inspirasie kom kry, ons krag kom kry, opgevul word vir die pad wat ons moet vat, vir die plekke wat ons moet aandoen, vir die mense wat ons teekom. Die Here het ons ingesluit in sy koninkryk, maar ook in sy liggaam en in 'n geloofsgemeenskap. En ons doel hier is om dit wat ons het, dit wat ons mee toegerus is, te kom deel, beskikbaar te stel, sodat almal van ons 'n lewende offer vir God kan wees. God se genade bring ons by hierdie plek. Sy groot ontferming het ons by hierdie punt gebring, waar ons moet selfondersoek doen, waar ons moet oopstel vir die Heilige Gees, waar ons hierdie proses moet deurgaan van herstel, en dis 'n proses wat aangaan, broers en susters, dis nie 'n kort tyd waarvan ek hier praat nie. Dis gedurig jou terugbring by dit wat jy moet wees. Dis waar ons leer om nederig en afhanklik te wees. En dan, toegerus met dit wat die Heilige Gees vir ons gee, werk ons hier as geloofsgemeenskap en gaan ons buite toe en gaan leef ons in die groot ontferming van God en met sy opdrag daar waar ons elke dag gaan. Paar kerngoed wat ons moet onthou. Die groot ontferming van God. Die feit dat ek voor God staan, deur sy Heilige Gees bemagtig word, maar bereid moet wees om myself oop te stel vir sy ondersoek en sy liefde. En uiteindelik dan, as ons toegerus is, as ons opgevul is by hierdie volstasie, uit te gaan en te gaan lewe elke dag. Amen. Kom ek hou vir die formulier voor, sodat ons vanoggend aan die nagmaaltafel kan aansit. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood, saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê hulle moet dit gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur ons geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daaraan herinner dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig hy ons ook ons hoop op 'n hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was en wat is en wat kom. Die Here van die toekoms. Rondom hierdie tafel word ons gemeenskap van gelowiges ook sigbaar. Ons het almal deel aan hierdie brood en wyn. En die liefde van God wat God aan ons skenk, bind ons saam. Maar voordat ons by die tafel aansit, kom hierdie stukkie selfondersoek. Moet ons onsself afvra of ons deur ons doen en late hierdie liefdesband sal versterk en God se genade sal gaan uitleef. Ons is bewus van ons eie sonde en dit daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur die Here ons hier uit om te gaan getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg dan ander uit dankbaarheid ook net so. Broers en susters, voordat ons saam sing om die tafel in gereedheid te kry, net my uitnodiging aan almal wat hier is, om aan die tafel van die Here te kom aansit.
As jy dalk nie van die gemeente is nie, is jy hartlik welkom omdat jy op dieselfde geloofsoortuiging as ons staan, om as 'n volwasse lidmaat hier by die tafel te kom aansit. Dan vra ek net, ek herinner jy, die eerste tafel, vra ons eers dat die nuwe jong beleidende lidmate en hulle gesinne hier kom aansit, en daarna sal ons voortgaan met die gemeente, en ek vra ook net, dat by die tweede tafel jy net die hand sal opsteek, en nie daar waar jy sit bedien wil word, sodat die drakens net daarvan kan kennis neem. Broers en susters, kom ons sing dan die 297, daar die eerste en die derde vers, as ons voorbereiding om by die nagmaaltafel aan te sit. Kom ons gee nou geleentheid vir ons nuwe jong lidmate en familie wat ook hier is, om te kom aansit by die tafel. Kom broers en susters, alles is gereed, kom sit aan die tafel van die Here. Wat plek is hartlik welkom om te kom aansit. Brood wat ons breek, dat die deel wat ons het aan die liggaam van Christus. Neem daarvan en eet en herdenk die Here totdat hy kom. Jy is welkom om die brood te neem en so vir mekaar te hou asseblief. Ek wil nie my hande naby die brood bring vandag nie. Die wyn wat ons drink, dat die deel wat ons het aan die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Vir ons jong lidmate sal julle sien, die donker is die wyn, die lig is die appelsap, omdat ons altyd die verskeidenheid op die tafel het. Kom ons sing saam, broers en susters, lied 519. Voor die ouens wat jy op die skerm gaan kyk nie, lê die boekie oop. Vir die res van ons is dit daar. Kom ons sing die eerste vers van 519.
lidmate, hier sit tweede tafeldoek, die wit tafeldoek op die tafel. En jy sal baie keer sien, dat mense skuif 'n geldjie onder dit in. En dit is bloot eenvoudig ons diensoffer by die nagmaaltafel, en daardie geld word dan afsonderlik gebruik vir barmhartigheid in die gemeente en dan buitekant die gemeente. So, dis maar net 'n gebruik wat ons ook het by die nagmaaltafel. Dis welkom. Kom broers en susters, alles is gereed, kom sit aan die tafel van die. Brood wat ons breek, dat die deel wat ons het aan die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die wyn wat ons drink, dat die deel wat ons het aan die bloed van Christus. Neem, drink daarvan en herdenk die Here totdat hy weer kom. Kom ons sing, broers en susters, die tweede vers van lied 519. Kom broers en susters, alles is gereed, kom sit aan die tafel. Die brood wat ons breek, dat die deel wat ons het, die liggaam van Christus, neem en eet daarvan. Die
Die wyn wat ons drink, dat die deel wat ons het aan die bloed van Christus. Neem daarvan en herdenk die Here totdat hy weer kom. Kom ons sing, broers en susters, ons sing die derde vers van lied 509. Kom broers en susters, alles is gereed, kom sit aan die tafel. Die brood wat ons breek, dat deel wat ons het aan die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die wyn wat ons drink, dat die deel wat ons het aan die bloed van Christus. Neem daarvan, drink dit en herdenk die Here totdat hy kom. Kom ons sing, broers en susters, die 4de vers van 519. Kom broers en susters, alles is gereed, kom sit aan die tafel. Seker almal van julle het geleentheid gehad om aan die tafel te kom aansit. Hierdie brood wat ons breek, dat die deel wat ons het aan die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Kry gerus weer.
die wyn wat ons drink, dat die deel wat ons het aan die bloed van Christus, neem, drink daarvan en herdenk die Here totdat hy weer kom. Aangesien dit ons laaste tafel is, kan ons 2 verse sing van 508 sing. Kom ons sing 2 verse van 508. Kom ons dankbaarheid betuig, broers en susters, kom ons bely ons geloof in die Here, hy wat ons red, hy wat ons verlosser is. Ek gaan vanoggend vir u vra om u oë toe te maak en net te luister na hierdie woorde en dit saam in u hart te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, kom ons sing nou die baie besondere woorde van Psalm 175 wat sê, net soos ek is, met my sonde so groot, kom ek na U, my verlosser in nood. Ons sing daar vers 1 tot 4.
die 5de vers. Dit tref my altyd dat hierdie lied is so 'n stap deur die lydenstyd. Vanwaar dit begin aan die Paasmaal en dwarsdeur na die kruisiging toe. So kom ons sing vanoggend net vers 1, 2 en 5 van hierdie baie besondere lied. So ons doen dit staande en dan bly net staan vir die seën en die wegsending. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.